Here, as ons die naam verhoog, doen ons dit nie met moeite. Nee. Ons doen dit met oorgawe. Want daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat kan doen wat U doen nie. Daar kan niemand wees wat gedoen het wat U alreeds gedoen het nie. Here, ons maak U naam groot vanmôre. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your life. Thank you, Jesus, for your offering. The perfect offering. Yes, Lord. Yes, Lord. Ek wil jy moet net aanhou so saggies vir ons bedien op die gitaar, terwyl ons nou nagmaal gaan gebruik, okay? Hy nie sommer julle nagmaal reg kry nie. As daar iemand is wat nie bille het nie, steek net jou hand op, laat ons by jou uitkry asseblief. Yes, Lord. Ons begin hierdie liedjie, en ons sing hierdie liedjie, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are so precious. En weet jy hoe belangrik is dit, dat wanneer ons by 'n geleentheid kom, waar ons die liggaam van Jesus kan gebruik. Weet jy hoe kosbaar is dit? Weet jy hoe kosbaar is dit? Hoor wat ek vra. Weet jy hoe kosbaar is dit? Weet jy hoe kosbaar is dit, dat Jesus 'n keuse maak om te sê, ek betaal hierdie prys vir iemand, vir elkeen van ons, wat kosbaar is. Die woord sê, jy is duur gekoop. Hoor wat sê ek? Duur gekoop. Die prys wat Jesus op elke een van ons gesit het, was sy lewe. Was sy lewe vir jou en vir my. Dankie, Jesus. En vanmôre wanneer ons saam nagmaal gebruik, sien dit vanmôre as Jesus se liggaam en sy prys, sy offer vir jou. Dit was nie sommer net niks nie. Dit was nie sommer net 'n plan om dat ons dit eendag in die kerk kan gebruik nie. Dit was alles wat hy gehad het om te gee. En dis wat hy vir jou en vir my gegee het. En vanmôre wil ek jou bemoedig en ek wil vir jou sê dat ek weet dalk nie wat jy deurmaak nie en ek weet dalk nie wat jy deurgaan nie. Ek weet dalk nie wat is die vrae wat jy vra of weet nie wat is die begeertes wat in jou hart draai vanmôre nie. Maar die hoogste prys is daarvoor betaal. Hoor wat ek sê, is klaar daarvoor betaal. En wanneer ons vanmôre hierdie offer wat vir ons aangebied word gebruik, dan neem jy dit in bevestiging. Hierdie is dan. Dis klaar betaal. Ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. Want dis klaar betaal. Kom ons gebruik dit saam. Dankie Jesus vir die liggaam.
Dank Here Jesus vir U bloed, wat hierdie offer kom bekragtig, en die finaliteit bring, in die wete, dis klaar betaal. Dis klaar. Thank you, Jesus. Net dan waar jy sit, wil ek net vra, kom ons sing dit net weer. Lord, you are so precious. Asseblief. Net daar waar jy sit, jy hoef nie te staan nie. You are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. Nothing I desire compares with you. Zing met weer een keer. Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. Yes, with you. Yes, Lord. Nothing I desire, Lord. Yes, Lord. Compares with Amen. Amen. Dankie musiekspan. Dankie Pastoor Louis. Hierdie is vir ons so groot voorreg om Pastoor Louis te nooi om vir ons die woord te bring. En Pastoor, kom staan hier langs my asseblief. Ek onthou so 9,5 jaar terug. Toe staan ons op hierdie selfde platform. En die tafels was so gedek gewees hier so binne. En 9,5 jaar terug. Nie so lank terug nie. Toen was ons nog jong. Ja. Maar ek het so lief geword vir julle. En ek wil vir julle sê dankie vir julle inspraak in ons lewens. Dankie ook vir die wyse hoe julle omsien na die pastore in die distrik ook en die moeite wat julle doen. En jy weet, ek kan altyd staat maak op 'n oproep wat kom. En ek vra, hoe gaan dit daar by julle? Wat kan ek sê? Pastoor, dit gaan regtig goed. Die Here is goed vir ons. Wat 'n voorreg vanmôre om pastoor hier te hê en om die woord te bring en om ons ook deur hierdie tyd te help. Dankie. Dankie pastoor. Dankie pastoor, dit is 'n voorreg om hier te wees. Goeiemôre ook van my kant af aan elkeen van u. En ek wil julle gou 'n storie vertel. Min van ons het seker gehoor al die naam Mordechai Ham. Nou, hy was 'n ouetjie wat in Engeland, in Amerika geleef het, in Ohio. En hy het sulke revival tentdienste gehad in 1934. In daai tyd was dit hoe die mense 'n kerk gehou het. En in daai dienste was daar 2 14-jarige ou seentjies wat gekom het die dag na die diens toe. Na die tent revival crusade toe. En toe hulle nou daar inkom, toe sien hulle maar daar's die plekkie. En toe draai hulle om en hulle loop uit. En ek sien vanmôre julle mense met die bordjies, met die deurwagters. Ek wil vir julle sê, julle is awesome. Dis
absoluut fantasties. Daar 2 jong mannetjies vir ons kom help by die kar met sambrele. En hulle het in die reën geloop en die sambreel oor ons gehou. Dit is so pragtig geweest. In elk geval, die 2 14-jarige laities in 1934 kom toe agter wat die plek is vol, maar daar staan toe 'n man by die deur met 'n bordjie wat sê deurwagter. En hy besluit hierdie 2 laities sal vandag in hierdie diens wees. En hy gryp hulle, hy bring hulle daar na hom toe en hy sê, maak nie saak waar nie, al sit ek op die grond, maar julle 2 gaan vandag 'n stoel in hierdie tent kry. En soos dit werk, al 2 van hulle gee hulle harte vir die Here. En al 2 van hulle gaan in die bediening. En die een van hulle se naam is Billy Graham. En duisende, hulle sê tot in miljoene mense, het hy na die Here toe gelei. Die ander ou se naam was Gary of Gabby iets, en hy het al Billy Graham se konserte, 8 konserte, uitreike in stadions en plekke en alles het hy die hele loopbaan vir Billy Graham gedoen. Omdat een hofmeester gesê het, no ways. Julle 2 sal 'n plek in hierdie kerk kry vandag. En baie keer dink ons dat die dingetjies wat ons doen is onbenullig en dit maak nie 'n verskil nie, maar in die ewigheid maak dit 'n groot verskil. En ek wil vir julle as Sabi gemeente sê, dankie vir die wonderlike wyse wat julle die evangelie van Jesus Christus uitleef hier in Sabi. Ek kom baie deur Sabi, want ek ry motorfiets, en ek is gewoonlik is dit net 'n zip, dan as ek hier deur of stop vir petrol of 'n koffie, of iets in daai lyn, maar dit is my so lekker gewees om julle 2, en ek kan sien die fenomenale werk wat julle in Sabi gedoen het. Maar die Here het nou 'n ander plan gehad. En God skuif julle nou na 'n ander gemeente toe, sodat God weer 'n ander man en vrou hiernatoe kan bring, wat verder die gemeente in hulle nuwe seisoen kan lei. En ek is opgewonde oor wat gaan gebeur. Ek is opgewonde oor die nuwe pastoorspaar wat gekom. Ek is opgewonde oor die groot ding wat die Here weer saam in, deur en met julle kan doen. Wanneer hierdie 2 kosbare mense vir wie ons baie, baie lief en baie naby ons hart lê, wanneer hulle Potchefstroom toe gaan. Ons is lief vir julle, en ek wil weer eens sê dat julle fenomenale werk hier vir die Here gedoen het. Ons is super trots op julle. Kom ons gee vir hulle sommer net 'n lekker handeklap. Sommer net omdat ons kan. Ek wil vanmôre, is dit alright as ek hier staan? Party mense hou nie daarvan as ek rond beweeg het, maak hulle senuweeagtig. Anders sê weer, as hy weg beweeg, dan kan ek nie sy lippe lees nie, want ek kan nie hoor nie. So, maar ek wil met jou deel, veg vir jou familie. Veg vir jou familie. Familie kom van God af, want God is familie. God is Vader, Seun en Heilige Gees. 3 persone, 1 persoon, familie. Toe God mens geskaap het, nadat hy vir Adam geskaap het, het hy gesê, dis nie reg dat die mens alleen moet wees nie, ek gaan vir hom 'n hulp maak. En uit sy ribbebeen het hy vir hom gemaak 'n Eva. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, vermenigvuldig. Laat my dink aan Charlie Kirk. Almal weet wie is Charlie Kirk. Charlie Kirk het gesê op 'n stadium, in een van sy onderhoude het hy gesê, dien die Here, trou met die vrou vir wie jy lief is, en hê meer kinders as wat jy kan bekostig, en dien die Here. Dit gaan oor familie, familie, familie. En so vandag wil ek met jou deel vir 'n verhaal wat in Nehemia afspeel. Vir die mense wat Frans is, Nehemia. En as jy soek daarvoor, dit is net so na Matthew. Nehemia hoofstuk 4.
Kom ek vertel net gou die agtergrond van Nehemia. Nehemia was 'n skinker van 'n koning gewees en hy het gesien, die mense het vir hom kon sê Jerusalem lê in puin. Nou toe Nebukadneser Jerusalem ingeneem het, het die tempel afgebrand. En toe dit die goud en die silwer wat binne in die tempel was, die kandelare en al daai wonderlike goed, het gesmelt en die goud het geloop so tussen die groewe van die blokke waarmee die stad en die tempel gebou is. En hulle het gegaan en daai blokke almal afgebreek sodat hulle by die goud en die silwer en die edelstene kan uitkom wat daaronder gelê het. En so het hulle die hele Jerusalem afgebreek. Al wat nog staande gebly het, is daai een stukkie muur wat ons noem the Wailing Wall. Die van julle wat al in Israel was, het al gesien, was al daar. Ons het 'n paar keer al op 'n Vrydag aand daar gekom. Daar staan daar 4000 soldate voor daai muur. En dan kom staan hulle so voor die muur en dan skryf hulle gebed op 'n papiertjie en hulle druk dit so in die groewe van die muur in. Ek het self ook, ek en my vrou in ons eerste gemeente was in Alexanderbaai. En dit was 'n klein dorpie, baie kleiner as Sabie, klein ou gemeentetjie. En dit was so wonderlik geweest toe ons daar kom sê ek, Here, skryf ek op my papiertjie, Here help my. Hierdie dorp het God nodig. En ek vou dit op en ek steek dit so in en die Here het ons geseën. Dit was 'n fantastiese 4,5 jaar wat ons in daai baie klein plekkie was. Die gemeentetjie is nog kleiner as julle sin, die gebou en alles en soos ek sê die mense en almal en hulle die mense afbetaal en almal is weg en bla bla bla. Kom ons kom terug na Nehemia was bekommerd en hy vra toe sy koning, kan ek maar gaan kyk daar? Sy koning gee toe vir hom briewe dat hy deur die ander lande mag reis, eerste plek in die wêreld wat paspoorte gegee het. En hy gaan soontoe en toe hy daar kom het God in sy hart bewerk. En hy het gesien dat daar's nie meer familie nie. Hy het gesien die mense is haweloos. Hy het gesien die stad se bure is afgebreek. En God het in sy hart gepraat. En God het vir hom gesê, gaan bou. Hy gaan toe terug na sy koning en hy vra verlofgeld en alle ander goed wat hy nodig het. En hy gaan bou die stad van Jerusalem weer oor. Ek lees so in Nehemia, hoofstuk 4, ek vang dit sommer net so op, hier by vers 10. Maar Juda het gesê, die krag van die lasteraars beswyk en die pynhoop is groot, sodat ons nie aan die mure kan bou nie. En die teenstanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom, hulle doodslaan en 'n einde maak. En toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom, en wel 10 maal uit al die plekke, sê, julle moet na ons toe terugkom. En ek het die laaste plekke van die muur, die kaal plekke, sê Nehemia, het ek manskappe opgestel, ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte, volgens hulle families, en hulle met swaarde en spiese en boë het ek hulle bewapen. En ek het dit gesien en my opgerig, en al die edes en die leiers van al die mense gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groote en gedigte Here. Hoor nou hierso, hy sê, en veg vir julle broers, veg vir julle seuns, veg vir julle dogters, veg vir julle vroue, en veg vir julle huise. Veg vir jou familie. Die Satan is daarin uit. Die wêreldse stelsel is daarin uit, om die konsep van familie af te breek en te vernietig. En as 'n mens net kyk om jou, jy sien hoeveel families faal, hoeveel families bars uit mekaar uit, oor verskillende redes, hoeveel arme kindertjies, gaan in soveel verskriklike turmoil, as gevolg van familie, en 'n familie wat nie God soek, of God dien nie. Ek wil met jou deel, so 4 of 5 punte, wat ek graag met jou wil deel, oor hoe ek vir my familie kan beskerm
en kan bid. Die eerste een is, veg met liefde. Hoe veg ek vir my familie? Ek veg met liefde. 1 Korinte 13 sê so pragtig, 1 Korintiërs hoofstuk, al sou ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die geloof hê, al sou ek al die geheimenisse weet van die wêreld, en al sou ek die geloof hê om berge te kan versit, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks gemaak nie, dan het ek niks bereik nie, dan het ek nêrens gekom nie, dan het my familie nie gewen nie, dan het ek nie gewen nie. God roep ons tot liefde. En as daar 'n plek is waar daar liefde moet wees, as 'n plek is waar mense liefde moet ervaar, dan is dit in jou familie. Bloed is dikker as water, sê ek altyd vir my kinders. So onthou dit, as pappa moeg en oud is, dan het hy kos nodig. Ai, dit is so wonderlik. Geliefdes, en veg vir jou familie. Hy gaan verder om te sê, ou Paulus, hy sê in Korintiërs, hy sê jy moet reg staan. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblaas nie. Liefde is lankmoedig. Nou die Griekse woord vir lankmoedig beteken letterlik, of die Griekse woord is makrothumos. Nou makrothumos beteken 'n fuse wat lank is. Met ander woorde, iemand wat nie sommer kwaad raak nie, en wat nie vinnig op sy perdjie klim nie, en wat nie vinnig besig is om allerlei dinge te sê en te doen nie, maar in liefde, sy en haar die muur betuil. Ek was jong getroud met my vrou. Gelukkig, ons is Alexanderbaai. Ek was daai jare 'n kommersiële duiker gewees. Ek het diamante uitgehaal vir 'n lewe en vir 'n beroep, vir my vrou en vir my kinders gesorg daardeur. En eendag sê ek van, luister, hierdie meertjie van jou moet jy nou los, hoor? Hierdie meertjie van jou moet jy baie vinnig los, want hierdie dingetjie, dit gaan nie so werk nie. So as jy dit nog nie daai gesprek met jou vrou gehad het nie, maak 'n afspraak. Vertel hulle, hy stil nie, ek spot sommer met julle. Die tweede ding, om te veg vir my familie, is bou 'n ark. Hoor nou hier. Ou Noag, was ons Noag, nee. Noag het 'n ark gebou. En toe hy die ark gebou het, hy was 137 meter lang, 23 meter wyd en 14 meter hoog. Het Noag die ark gebou meer as 100 jaar. Toe Noag in die ark klim, was hy 601 jaar oud gewees. Maar Noag het 'n veilige plek geskep op bevel van God vir sy familie. Niemand is gered behalwe sy familie. Want Noag het die Here gedien. Want Noag het geluister as God praat. En toe God sê, bou 'n ark vir jou familie, het hy nie omgegee wat die mense doen, wat die mense sê, wat hulle maak, hoe hulle hom spot nie. Vir 100 jaar lang bou hy 'n ark in sy yard. Imagine wat jou bure gesê, as jy besig is om hierdie magiese groot skip te bou, hier in jou agterplaas, 137 meter lank. Noag was gehoorsaam aan God, en Noag het 'n ark gebou. 'n veilige plek, 'n veilige hawe, 'n plek waar sy familie, maak nie saak wat die aanslag was nie, maak nie saak hoeveel water geval het nie, maak nie saak hoe moeilik dit was nie, Noag het gesorg, en God het hom gehelp, sodat na baie jare, dan kom Josua van ouds, en Josua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil vir u vandag sê, of kom sê dit hardop agter my aan, sal julle sê, ek en my huis, ons sal die Here dien.
Amen, amen. Dit is wat ons doen. Ons is gelowiges, dien die Here. Want God is dit waardig. Ek bou 'n ark, 'n veilige plek vir my familie, waar ek my kinders groot gemaak het, waar my kleinkinders nou kom speel. Dis 'n plek van veiligheid, is 'n plek van vrede. 'n derde dingetjie, bou 'n altaar. Bou 'n altaar vir jou familie. Ons lees dat Job het elke dag het hy offergawes vir sy familie op die altaar gaan brand. Ons altaar vandag is nie meer 'n dingetjie wat staan daar op die grond nie. Ons altaar is Jesus Christus. Hy wat is en wat was en wat weer kom om te kom haal almal wat aan hom behoort. Ons altaar is Jesus en ons het hom geselebreit vanmôre met die nagmaal. Hy het opgestaan. Hy het ons losgekoop. Hy het ons vrygespreek. Ons lees in ekskuus tog as ek so Jesus se lewe. Hy het sy lewe afgelê. Die bloed van Christus Jesus het ons skoon gewas. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en, ek love het waar en in die Bybel is, en ons van alle ongeregtighede te reinig. Skoon te was deur sy bloed. Skoon te was. Bring jou familie na die Here toe. Bring jou familie na die kerk toe. Bedien jou familie. Bid saam met jou familie. Stel hulle voor aan Jesus Christus as die Here, as die koning, as die verlosser, as die God. 'n vierde puntjie is, kyk uit vir mekaar. Be kind to each other. Wees bietjie geduldig met mekaar. Wees lief vir mekaar. Kyk na jou kinders. Kyk wat doen hulle. Kyk met wat se maatjies hang hulle uit. Kyk waarna kyk hulle. Kyk wat is op hulle selfone. Want sover jy die selfoon betaal, het jy die reg om te kyk wat daar mag wees. Amen. En as hulle groot is, hulle sê as jy 'n kind tot die eerste 7 jaar gelei het, sal hy altyd na die Here toe terugkeer. Altyd na die Here toe terugkeer. My kind doen die Here, my dogter doen die Here saam met ons in die kerk. My seun dien nie die Here saam met ons nie, maar hy's nie onverskillig. Hy ken die Here. Hy's sy hart vir die Here gegee en hy's gedoop. Kyk uit vir mekaar. As jy sê iemand sukkel in jou huis, sit 'n bietjie en gesels. Praat 'n bietjie. Gee liefde vir mekaar. Gee om vir mekaar. 'n vierde punt is, los goddelike spore. In Engels is, leave a legacy. Leave a legacy. Ek is 'n oupa, en as ek die dag weggaan, wil ek graag hê my kleinkinders moet sê, waarlik my oupa het die Here gedien. Soos wat hy in die kerk was, so was hy by die huis ook. Hy was 'n man van liefde en van vrede, maar hy het die Here gedien. Hy het die kort paaie gevat nie, hy het niks geskiep gedoen nie, hy het die reguit pad saam met die Here gestap. En dis wat ek wil hê, my kleinkinders eendag vir hulle familie en vir hulle mense moet vertel. Leave a legacy behind. Paulus 1 Korinte 11 sê, wie volg my voorbeeld na, soos wat ek Jesus se voorbeeld volg. Daar is 'n goeie preek daar uit wat sê, walk in the dust of your rabbi. Jy wil so naby aan Jesus loop. So naby aan ons rabbi, ons Jesus, ons leier loop, dat soos hy stap, sy stof op my sal val. So nougeset, so toegewyd, wil ek die Here dien. Dat ek nie eers nodig het om te praat nie, almal sal kan sien. Hy is 'n kind van die Here. En hy dien die Here met 'n passie en met 'n oorgawe. Dan veg jy vir jou familie. Dan staan jy op
vir jou familie. 'n Laaste dingetjie. Ons kerk is ook 'n familie. Ons kerk is 'n eklesia. Uitgeroep is die Grieks om hom te volg. Ons het geantwoord op sy rietstem. Buiten jou vir biologiese familie is jou kerkfamilie seker die belangrikste wat daar is. 'n Plek waar niemand veroordeel word nie. 'n Plek waar almal welkom is. 'n Plek waar Jesus se liefde tasbaar is. 'n Plek waar mense gegroet en verwelkom word. 'n Plek waar mense omhels word en gesê, hier is jou plek. En wanneer 'n mens by jou kerk se deur instap, en jy vra hulle na die tyd, moet hulle kan sê, daar's liefde, wat ek nêrens anders gekry het. Ek kry baie mense daar by ons wat church hopping doen en soek na ander plekke en dan kom hulle daar en dan vra ek hulle altyd by ons nuwe lidmate vergaderings en sê vir hulle, wat het jou laat terugkom na hierdie kerk toe? Was dit ons pragtige musiek? Was dit hierdie fantastiese handsome pastor wat so mooi gepreek het? Was dit hierdie mooi gebou en terrein? Hulle sê net een ding, daar is liefde. En ek het dit nêrens gekry nie. Mag julle gemeente ook altyd 'n kerk van liefde wees. Julle pastoorspaar is mense van liefde, mag julle ook altyd. En die nuwe man en vrou wat kom, mag julle hulle met soveel liefde ervaar. Ek was hier toe Johan Pinaar gewees het, en toe hy weg is in Erhard Hugo, en Antoni, wat is Antoni se van Norkee hier was, en pastoor, en Michelle, en ons sien uit na wie die volgende ou gaan wees wat hier kom. Dis lekker exciting. New seasons. Maar geliefdes in afsluiting. Kyk na jou familie. Wees lief vir jou familie. Hulle is nie perfek nie. Hulle maak jou kwaad. Maar sit partykeer saam met hulle. Drink koffie en verduidelik vir mekaar dat julle lief is vir mekaar. Satan se doel is om families op te breek. God se doel is familie en liefde. Amen. Kan ek saam met julle bid? Vader, dankie vir die voorreg om U te eer. Ons loof en prys U wonderlike naam. Dankie Here dat ons vandag weer herinner kon word hoe belangrik familie is. In wat 'n seisoen van ons lewe, ons kerk, ons omstandighede, ons ook al mag gaan. Family first. Want God het vir ons daai voorbeeld gestel. Paulus het gesê, wees my navolgers van Christus. Volg my na soos ek vir Jesus navolg. En vandag kan ons net sê, ek dra hierdie gemeente op, en ek bid dat U liefde altyd sal getuig. Dat U goedheid en guns altyd sal rus op hierdie plek. Dat mense hiernatoe kom versterk, bemoedig, aangeraak sal wees. En dat U Heilige Gees sal lei, van krag tot krag, van sterkte tot sterkte en oorwinning tot oorwinning. In Jesus se wonderlike naam ontvou. Amen. Dankie dominee. Dis nou weer jou beurt. Dankie pastoor Louis. Ek was sommer vir Louwelen vra om net hier voor by my te kom staan. Ja, nou was 'n stadium in my lewe ook wat ek nie grys hare gehad het nie. En maar hierdie jong man, ons kom nou al 'n paadjie saam deur die laerskool. Hy was lekker stout geweest hoor. Lekker stout. Ek onthou ek het gehelp by die laerskool en dan kom die juffrou en sê, ek gaan vir Louwelen na jou toe stuur. Sê ek, dis reg, stuur vir Louwelen. Yes, ek's lief vir hierdie jong man.
En hy sê verlede 2 weke terug sê hy vir my hy wil gedoop word. Ek sê vir hom is reg, ons sal kuier. En ons het in die week het ons bietjie saam gekuier. Sy pa was saam gewees. Sy pa wil net ophou om te kyk wat ek vir hom sê. Ja, wat 'n voorreg as ouer. As jou kind hierdie besluit neem. Okay, en ek sê vir hom, was jy al by 'n begrafnis gewees? Hy sê ja. Ek sê, wat doen jy by 'n begrafnis? Ek sê vir hom, jy gaan na 'n begrafnis toe van iemand wat afgesterf het. Ek sê, en wanneer jy huis toe gaan jy alleen huis toe. Ek sê, dit is wat eintlik waaroor doop gaan. Hierdie is 'n begrafnis. Maar hier is 'n begrafnis van wie jy was. En wanneer jy uit die water uit opkom, dan los jy dit daar agter. En wanneer jy uit daai water uitstap en jy gaan huis toe, dan is dit wie jy was. En die besluit wat jy gemaak het, was om dit nooit weer op te neem nie. En voor die diens, gaan wys ek hom alles waar ons aantrek en ons gesels en hy sê, "Sjoe, hy sien nie weer agter. Is baie sien nie weer agter." Ek sê, "Hoekom?" Hy sê, "Hierdie is so groot besluit." Ek sê, "Ja, dit is. Hierdie besluit gaan jou lewe verander. Hier is 'n keuse wat jy maak wat die vermoë het om jou in plekke in te bring waar jy nog nooit was nie." Ek sê maar, dis soos 'n deur wat jy oopmaak. En wanneer jy hierdie deur oopmaak, stap jy in. Party mense maak hierdie deur oop en hulle maak hierdie besluit en hulle stap in. En dis waar hulle bly staan. En party gaan weer terug en maak weer die deur toe en stap weer uit. En hulle het nooit gesien hoe lyk die res van die huis nie. Hulle het nooit gesien waar is die eetkamertafel nie. Hulle het nooit gesien wat se kamers is daar wat voorberei is en wat lê en wag vir jou in daardie huis nie. En ek sê vir hom net nooit terugstap uit hierdie huis uit nie. Jy hoef nooit nie. Want ons soveel wat lê en wag. Vandag Louwelen wil ek vir jou sê. Toe ek op pad was, en ek het dit vir jou gesê daai dag, toe ek op pad was om met hulle te gaan praat, toe ervaar ek net dat die Here groot planne vir jou het. Maar hierdie planne gaan jy net by hom vind. Dit gaan jou keuse moet wees om hierdie planne 'n werklikheid te maak. Dit gaan jou keuse wees om 'n besluit te neem, om God te soek, soos nog nooit van tevore. Om te bid soos wat jy nog nooit gebid het nie. Om soveel Bybel te lees soos wat jy nog nooit gelees het nie. Dis in jou hande. Okay. Hierdie is net die begin van die begin. Okay. So almal hier vanmôre is 'n getuie dat hy sy ou self gaan agterlaat. En ek wil hê as julle hom in die dorp sien, sê vir hom, "Hallo Louwelen. Hallo, hoe gaan dit vandag?" Sê vir hom. En as hy sê dit gaan goed of hy vra, "Ekskuus maar ek kan nie onthou waar het ons ontmoet nie." Sê, "Ons het daar in die kerk ontmoet. Daar by jou doop." Hulle is getuies van die besluit wat jy neem. Jou vriende, wat gaan hoor, jy het jou laat doop. Weet jy wat gebeur? Hulle vra onmiddellik, "Hoekom?" En as hulle jou vra, "Hoekom?" het jy 'n getuienis om te deel.
deur te sê ek het besluit om my ou lewe agter te los. En 'n pad saam met God vorentoe te stap. Dis die deur wat die Here nou vir jou gee om hulle lewe ook aan te raak. Okay. So ek gaan jou vra net daar waar jy staan. Wil jy net jou hand uitstrek na hom toe en ek wil jy moet nie net dit uitstrek omdat ek vra nie, maar in jou hart spreek 'n blessing oor hom uit. Spreek 'n seën oor sy toekoms uit. Spreek 'n seën uit oor sy familie eendag. Oor sy huis. Want dit wat hy doen hy nie net vir homself nie, want die vrug van die boom is nie net vir die boom nie. Okay. Vader, so kom ons. En ons kom draai Llewellyn op aan U. Sê dankie Here vir 'n jong man wat braaf genoeg is om 'n besluit te neem en te sê van hier af stap ek vorentoe saam met God. Ek bid Here dat U self van Llewellyn sal openbaar soos nog nooit van tevore. Praat met hom in sy drome, maak sy oë oop om te sien. Ek bid Here dat U sy ore sal oopmaak om die fluistering van die wind te hoor. Op plekke waar hy nog nooit gehoor het nie. Ek bid Here dat U hierdie hande sal gebruik. Nie net om spiere te bou nie. Om te vertroos. Bemoediging te gee. Met 'n sag aanraking, Here. Om mense te laat verstaan, hulle is nie alleen nie. In Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan saam ons reg kry. En vir die musiekspan vra om vorentoe te kom asseblief. En gaan 'n liedjie sing en dan gaan ons die doop doen. Daar sê, kom saam.